Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is vandag hierso tussen Schweizer en Ottosdal. Ja, hier in die middel van Herrensie, nee. Okay, ek praat met Christian Kloete. Hy gaan my meer vertel. Massey Ferguson, hulle het nou 'n klomp van hierdie 87s. En hoe hanteer die goeders om? Hoekom spesifiek daai? Is dit nou actually iets waarna jy kan kyk? Jy weet die goed raak al hoe duurder. Daar's altyd een wat jou sak kan pas. Christian, hoe lyk dit? Tjoepie, goed met jou. Nee, wat doodstil, die dinge loop. Ja. Sê vir my, julle is hierso, boer hierso naby Ottosdal en dan Schweizer area. Gee my gou net so oorsig. Hoe lyk julle boerdery opset? Wat doen julle presies? Tjoepie, ons is maar, meeste is maar saaiery, grotendeel saaiery. Ons plant bietjie sojas, Ja. bietjie sonneblom en hoofsaaklik meer mielies. En dan het ons my beesboerdery. En ek neem aan, as ek kyk na julle bewerkings, daai tipe van goeders is mos maar sandlande, diepwerk, daai tipe van goed is belangrik. Dis hy. Nee, dit is maar, ons moet maar diep rip en goed. Nou, en hoe lyk julle bewerkings dan nou? Wat doen julle presies? Tjoepie, dis maar, ons rip spoorverkeer gewoonlik. Ja, En ons wissel hom af, 1 jaar spoorverkeer, 1 jaar algeheel. Probeer my lande so los as moontlik maak, maar dis maar duur om algeheel te werk. Mens probeer maar koste spaar, want diesel is duur, brandstof is duur. en kyk, oor die algemeen, ek meen die Massey is mos nou nie berig, kom ons noem dit vir sy groot trekkers nie, nee. As ons nou meer gaan kyk, sal nou meer hierdie size trekkers wees, wat jy regtig nou na gaan kyk, as jy dink nou tradisioneel Massey Ferguson, nee. Toe het hulle nou die 8690 wat uitgekom het, en nou regtig hierdie 8737s, wat nou die eerste, wil ek sê, regtig groot trekker is wat sy merk gemaak het. Wat is julle ervaring tot dusver van die goed? Tjoepie, ja, ons het begin met die 8690. Johnny het hom vir ons 1 jaar kon demonstreer. En toe was ons baie gelukkig, baie indruk met die trekker. En toe het ons intussen nog 2 van hulle bygekry van die 8690s. Ons het later 8732 gekoop. En toe is die 8737 gekoop. Dis 'n fantastiese reeks trekkers. Die 8690s het ons baie goed behandel. Maar die 87 reeks, hierdie 8737S'e, dink ek dit is seker een van die beste trekkers wat Ferguson nog ooit gebou het. En wat is die ding wat vir jou regtig uitstaan op die trekker, wat jy nou regtig gaan hier hierdie ouens gedink? Weet Tjoepie, die tegnologie wat in hom is, brandstofverbruik en die rygerief van hom, die suspensie wat hy in het, dis 'n klas op sy eie. Dit is 'n fantastiese trekker. Nou, okay, daar's mos nou van die ander goeders, noem dit nou maar van die ander make, wat die ouens nou vir die dood by sweer, nê? En dan sê hulle, ja, maar die ding het nie die tegnologie in wat daai goed in het nie, of hy gaan nie hou nie, maar soos ek het verstaan, werk julle redelik hard met hierdie goed, en julle het 'n paar van hulle wat hardloop, nê? Tjoepie, ja, ons het al, daar's 'n 8690 wat al amper 12.000 ure op het. Ons het 'n 7618 wat al oor die 12.000 ure op het. En as ek jou moet sê, die kostes wat aan daai trekkers gespandeer is bitter min. Daar's regtig waar, instandhouding is laag Ja, op die trekkers. so amper daai wat hulle noem jou total cost of ownership, Ja, is baie laag op die trekkers. dis hy. Nee, hulle is laag. En as jy hulle nou wil verkoop, kan jy nog geld kry vir die goed. Ja, jy kry nog goeie geld. Baie goeie geld. Inruilwaarde is baie goed. Jy staar daarom met 1 miljoen of 2 minder wat jy hoef te betaal, nee. Ja, dit is daarom so, nee. Maar as jy vat, vergelyk met ander fabrikate, prysklas, wil ek jou sê, daar's 'n hengse prysverskil tussen die Ferguson en van sy stalmaats. So bang vir bak, dit wat jy kry uit hom uit. Jy want op die einde van die dag sit jy ook met 'n 370 perdekrag trekker net vir baie goedkoper. Dit is so. En jy sê jy voel nie jy boet iets in op die kwaliteit nie. Nee, glad nie. Glad nie. En dan moet ek daarom by sê, wat belangrik is seker, jy kan 'n trekker hê, maar as jy nie diens kry van Ja. jou handelaars af nie, dan gaan jy nie daai trekker wil hê nie. So ek moet sê, ons werk maar deur Johnny Scholes en Schweizer, Ja. JJ. Ons stap al 'n paadjie saam met hom. En as daar regtig waar krisistye is wat 'n trekker gaan staan, daar sal 'n plan gemaak word dat daar ander een op jou plaas sal kom wat jou kan help uit die nood uit. Nou kyk, en ek moet sê elke keer wat ek by Johnny kom, maak nie saak hoe dit gaan nie, dit gaan altyd goed.
Nee, hy lag altyd, nee. So jy het hom daarom nog nie gekry dat hy te neergedruk is dat hy jou nie help nie, nee. Nee, daarom nog nie. Ek raak moedeloos. Party daar dan gee ou Johnny 'n mens weer moed. En hy het sy span mense, sy werktuigkundiges wat hy daar het. Hulle gee nie om tot in die aande tot laat toe te kom werk aan jou trekker as dit 'n nood is nie. En dit sê baie. Die ekonomie druk, nee. En is een van daai goed waar en ons kyk kommoditeitspryse, nou het te veel gereën, nou reën dit weer te min. Dit bly net uitdagend uit alle kante uit. En ons sit op 'n plek waar jy actually dalk nie meer kan kies wat se brand jy wil hê nie, nee. Dit gaan oor rand en sent wat maak op die einde van die dag sin. Maar nou vra ek nou die vraag, is 'n Massey ooit iets waarop ek nou 'n kans kan vat? Soos ek sê, hulle het in die verlede meer kleiner trekkers gebou. So dink jy met die toevoeging van die vent tot Echo en al daai goed, daai kennis wat hulle bygekry het en jou ervaring met hierdie trekkers, dis iets waaraan ek kan belê? Definitief. Nee, jy sal nie spyt wees nie. Dit kan ek jou waarborg. Jy kan maar 'n Ferguson toets. Hy is betroubaar. Dis 'n baie lekker trekker. Right, so. Nou weet jy, as jy in 'n Ferguson wil belê of jy dink daaraan, nê, prys is reg. So hy sê die dieselverbruik is daarso en veral as jy in die Schweizer area is, nê, dan kry jy nog diens met 'n smile, letterlik. So ja, luister die linkie bo of hier onder, dan gesels jy met hulle. Of as jy regtig as jy vir Johnny direk wil bel, daarso. Nee, daar's sy nommer. Dan gee hulle 'n bietjie 'n likeie. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.